Lukas 21 vers 1 tot 38. En toe hy opkyk, sien hy die rykes wat hulle gawes in die skatkis gooi. En hy het ook 'n arm weduwee daar 2 geldstukkies sien ingooi. En hy sê, waarlik, ek sê vir julle, dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het, want hulle almal het uit hul oorvloed by die gawes van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het om van te lewe. En toe sommige oor die tempel praat, dat dit met mooi klippe en gewyde geskenke versierd was, sê hy, hierdie dinge wat julle sien, daar sal daar kom, wanneer daar nie een klip op die ander gelaat sal word, wat nie afgebreek sal word nie. En hulle vra en sê, meester, wanneer sal dit dan wees? En wat is die teken wanneer dit gaan gebeur? En hy antwoord, pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek, en die tyd is naby, gaan dan nie agter hulle aan nie. En wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie, want die dinge moet eers plaasvind. Maar dit is nie dadelik die einde nie. En toe sê hy vir hulle, die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnote en pestsiektes, en daar sal verskillende dinge en groot tekens van die hemel kom, maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan, en julle vervolg, en oorlewer in sinagoges en gevangenisse, en julle voor konings en gouverneurs bring ter wille van my naam, en dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. Neem julle dan in julle harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie, want ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat al julle teestanders nie sal kan teespraak of weerstaan nie, maar julle sal oorgelewer word, ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak, en julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam, en geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. Deur julle volharding moet julle heel lewe in besit kry. En wanneer julle Jerusalem deur leers omsingerd sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug, en die wat in die stad is, moet uitgaan, en die wat in die buitewyke is, moet nie daarin kom nie, want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word. Maar weer die vroue wat swanger is, en die wat nog soog in daardie dae, want daar sal 'n groot nood in die land wees, en troon oor hierdie volk. En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as kruisgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van die nasies, in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun. En mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskit word, en dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk, met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. Let op die vyeboom en al die bome, net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. En hy was oordag in die tempel besig om te leer, en snags het hy uitgegaan en vernag op die berg wat die Olyfberg genoem word. En die hele volk het vroeg in die môre na hom in die tempel gekom om na hom te luister.